Weereens leer inligting voor jy wegspring. Ons is steeds met Einstein by ons Igloo spellinghuis. Ons voeg nou ook toevallige leer by. Leerders kan weet dat later gaan hulle leer hoe word klanke, konsonantklanke, ingedeel in verskillende groepe. Ons gaan nou die letter J doen. En die letter J word as 'n wrywingsklank gesien. Dit beteken daar's wrywing in jou mond of keel terwyl jy die letter uitspreek. Hierdie is glad nie vir assessering nie en dit is glad nie om die kinders te toets daarmee nie. Dit is toevallig geleer. So as ons na die muurkaart kyk, sien ons die sinnetjie: Frik vat 0 groot slakke, sjoe, hy wen jou. En elke eerste lettertjie is groen en dit dui vir ons al die frikatiewe klanke aan. Sodra ons rympies oor en oor toevallig hoor, gaan dit 'n vaslegging wees en teen die stadium wat hulle in graad 4 hierdie konsep moet ken, is die rympie reeds gevestig. Ons is besig om net 'n onthoublokkie te skep, nie 'n assesseringsblokkie nie. So weet maar net die letter J pas by jou frikatiewe of jou wrywing. Wrywing beteken iets vryf teen mekaar, dit skuur teen mekaar. En dit is jou slakkie klankie. So jy kan sommer net onthou die J pas by die wrywing van die slakkie. As die slakkie so oor die grond gaan, dan skuur sy lyfie so op die grond. Sing die alfabet liedjie tot by J, vind J en plaas dit onder op die bord. Onthou om die liedjie eers deur te sing en dan tot by J te sing. Heel eers in graad 1 het ons reeds 'n reël geleer en hier het ons nou met die letter J te doen. Daarom hersien ons Zulu se jakkals vang voëls wil en ekstrale. Ons eindig nie in Afrikaans woorde op 'n J nie. Dit is belangrik. Al gaan ons nooit regtig J uitspreek in Afrikaans aan die einde van 'n woord nie, maar sodra jy die Engelse program volg, sal jy duidelik verstaan hoekom dit belangrik is om dit te weet. So weet maar net die J gaan nie aan die einde van 'n woord staan nie. Die letter J het net een klank, J. Maak ook seker, as jy Engels leer, dat jy verstaan, die J-klank in Afrikaans word met die J geskryf, maar die J-klank in Engels word met die lang Y, the Y, the blue consonant Y, geskryf. Vir Afrikaans is dit 'n baie maklike letter om te leer want hy het net een klank en ons kry hom hoofsaaklik aan die begin van 'n woord. So jas. Die meisie maak asof sy haar jas aantrek. So die J sê J vir jas. Bou nou die letter J met die J klank onder op die bord. Onthou, konsonante se uitspraak van klanke word nie beïnvloed deur oop en toe lettergrepe nie. Kom ons skryf die woord jag. Wat hoor ons? Almal klap saam. J, A, G op jou arm. Die eerste klank wat ons hoor, het ons nou net van geleer. J. A het ons reeds behandel. Dis beteken dit leerders moet nou hierdie hele woord op hulle eie kan doen. Dis amper een van die eerste woorde wat hulle totaal onafhanklik alleen moet skryf. Verwys na die handleiding vir 'n volledige lys van watter woorde hulle nou onafhanklik kan skryf. A, hulle het reeds die kortklank A gedoen. Daarom moet hulle arm kan skryf daar en G vir gogga. Goed, nou moet hulle ook hierdie woord kan identifiseer as 'n geslote lettergreep, aangesien ons 'n konsonantklank aan die einde het en ons het ook 'n kort A-klank. Daarom kan ons dit nou maklik omskakel na die geskrewe letters. J, A en G. Leerders moet hierdie hele oefening op hulle eie doen. Die onderwyser gaan nou alle leerders se borde dophou om te sien waar haak leerders vas. Is dit by die klankidentifisering of is dit by die omskakeling van 'n klank na 'n geskrewe letter? Dit gee vir jou baie meer spesifiek aanduiding waaraan om te werk. Daar is leerders wat nie auditiewe diskriminasie het nie, wat regtig sukkel
om te hoor. Hulle sukkel ook om die klanke in 'n woord uitmekaar uit te trek en een vir een te doen. En daardie oefening moet aanhou, julle moet aanhou om dit te oefen totdat hulle dit gemaklik regkry. Dit help nie jy hou aan oefen klankletteromskakeling as die leerder eintlik sy uitval het by hy kan nie die klanke apart hoor en identifiseer nie. So hierdie is 'n baie handige assesseringshulpmiddel om presies te sien en baie spesifiek uitvalle aan te spreek. Nou gaan ons lees. Die fasiliteerder gaan 'n woord op die bord skryf. Daar is die woord en elke leerder gaan nou die eerste 2 klanke onafhanklik bo die woord bou. So die leerders gaan bou. Hulle kan sien dis 'n geslote lettergreep. Hulle kan reeds aandui dis 'n geslote lettergreep. Daarom die kortklank. Ons weet ook dat die U letter net kortklank het, maar die algemene kortklank in 'n toelettergreep het ons reeds bestudeer. So kom ons kyk. Die eerste klank gaan wees J, en ons gaan hulle bystaan met K. En soos julle kan sien, dis die volgende letter in hierdie week se les. So juk. Nou klap ons dit op die arm J, K en almal lees saam. Manipulasie kan plaasvind en jy kan die U uithaal en 'n O insit. En dan het jy jok. So wys of vir die leerders een woord op die bord waar jy manipulasie doen. Opsomming van die letter J. Die letter J sê J, maak of jy 'n jas aantrek. Onthou, ons gebruik nie J aan die einde van 'n woord nie. Zulu se jakkalsreël. Herken die letter J in woorde en lees die leeskaart vlot. Daarom werk die video's die beste saam met ons aktiwiteitsreeks wat in ons aanlyn winkel beskikbaar is. Maak seker van die lettervorming en die sleutelbord aktiwiteit. Onthou ook dat leerders weet dat die J in die onderste lyntjie in die grond in beweeg en dat hulle nie die J in die verkeerde spasies gaan maak in hulle kladskrifte nie. Alle oefeninge wat op die klankleerbord geoefen word, word dan ook in 'n kladskrif in lyne geskryf. Ons werk in kwartaal 2 in 17 mm lyne of jy kan 'n blanko bladsy in 8 dele vou en die leerders kan daarop skryf. Maar dit is belangrik om ook die fynmotoriese vaardigheid van skryf aan te hou ontwikkel. So jy kan nie net bou of net skryf nie. Jy moet jou klastyd verdeel dat leerders ook genoeg oefening vir skryfvaardighede kry en jy gaan ervaar soos ons aanbeweeg deur die kurrikulum van die 3de kwartaal af gaan daar baie minder werksvelle wees en baie meer onafhanklike skryfwerk gedoen word. En die rede is leerders moet weer volle woorde uitskryf, hulle moet sinne uitskryf. Dit is al manier hoe vaslegging plaasvind en dit gaan die groot uitval met lees en skryf wat ons in graad 4 sien definitief beperk en 'n beter uitkoms vir ons vir die toekoms lewer. Daar is kopiereg op al ons produkte.